Vir die wat nie die Hiesboek blaaie het nie, julle kan julle Bybels oopmaak by Romeine 3 vers 21 tot 31. Ons het verlede week oor hierdie gedeelte gepraat, maar dit is so 'n ryk gedeelte dat ons kon nie in een sessie daaroor praat nie, so vanoggend gaan ons probeer om hom klaar te maak. Ons is op die oomblik by vers 25, maar laat ek net, voor ek so net so baie kort inleidingkie gee oor wat ons verlede week gesê het, hierdie gedeelte is eintlik so amazing in die boek Romeine, is seker die mees wonderlike uiteensetting van God se verlossingsplan van enige boek in die Bybel. Die mees volledige uiteensetting van God se plan en dit wat God voor die grondlegging van die wêreld beplan het en na die sondeval, wat was God se plan om die mens by herstel te bring, om die mens weer na die beeld en gelykenis van God te herstel, sodat ons kan beelddraers wees van God se heerlikheid. En dis waaroor dit gaan, en ons het ook hier in Romeine 3 vers 23 gesien, dit sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So wanneer ons praat oor God se heerlikheid, wanneer ons praat daaroor dat ons is geskep as houers en reflekteerders. Baie belangrik, as 'n mens wil verstaan wie jy is, moet jy hierdie ding verstaan. Jy is geskep as 'n houer en 'n reflekteerder van God se heerlikheid. Die Bybel praat in Romeine, ek dink daar in Romeine 9 praat hy van vessels of glory. Wat is die Afrikaans? Ek weet nie wat die Afrikaans is, ek vertaal sommer houer. Ons is houers. We are containers of God's glory. Draers, of containers, vessels en reflekteerders. Ons reflekteer die heerlikheid van die Here. Dit is God se plan, dit is wat God wil doen. Maar om dit te doen, is daar 'n ontsaglike belangrike ding wat moet gebeur, en dit is, ons moet God se geregtigheid ontvang. Want die mens, toe hy val, toe word die skakel tussen God en die mens as dit ware gebreek, en die mens verloor geregtigheid vir God. Die woord geregtigheid is een van die mees kosbare woorde in Afrikaans. In enige taal, righteousness, dit is, as jy nie verstaan waaroor geregtigheid gaan nie, dan verstaan jy eintlik nie die evangelie nie, want ons het verlede week gesien, dat Paulus, wanneer hy sê, hy skaam hom nie vir die evangelie nie, in Romeine 1 vers 16 en 17, hy sê, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, vir die Jood eers en ook vir die Griek, en dan vers 17, baie belangrik, want in hierdie evangelie, daarin, word die geregtigheid van God geopenbaar. So hierdie hele boek, hierdie hele brief gaan oor die geregtigheid van God, dit gaan daaroor, dat God weer, die manier wat God die heerlikheid, en ons het nou net genoem verder in Romeine 9 en 10, en waar ook al praat hy van we are vessels, they must be vessels of glory. God soek hierdie reflekteerders van sy heerlikheid, sodat die hele aarde, soos Numeri sê, gevul kan word met die heerlikheid van God. Maar dit kan net gebeur, wanneer die mens se posisie herstel word in geregtigheid. Wanneer die mens sy eie geregtigheid, dit wat hy self probeer doen, om voor God te kan staan, wanneer hy dit verloon, en sê, daar's geen manier wat ek voor God kan staan nie. Ons het verlede week gesê, jy kan 99,9% geregtigheid hê, dit is nie goed genoeg nie. En as gevolg van die sondeval, is dit in ons ingebou, om te wil werk vir dit wat ons kry. Ons wil werk daarvoor, ons wil iets doen, en dis hoekom die gawe van die evangelie, vir baie mense, 'n aanstoot is. Dis 'n aanstoot, want jy sê vir my, want ek wil nie goed verniet hê nie, ek wil werk daarvoor. Jy weet, ek wil nie dit verniet hê nie, ek het nie nodig geskenke, ek het nie geskenke nodig nie, want ek kan self werk daarvoor, en wanneer ek werk daarvoor, wie kry die eer? Ek kry die eer, nee. En wanneer ek 'n deel, as ek 20% werk doen, dan wil ek aan 20% bedank word. Jy weet, as daar 5 mense is wat gewerk het aan iets, en ek is een van die 5, dan ek moes nou 20% werk gedoen. So as julle mense bedank, moenie my heel laaste so saggies my naam noem nie, noem my naam net so hard soos die ander 4 ouens. Hy het ook gehelp daarmee. Jy sien, so ons wil deel hê aan dit, terwyl die evangelie werk glad nie so nie. En dit is die aanstoot van die evangelie. En dis wanneer Paulus ook praat met die Jode, want dit was Jode en heidene in dieselfde gemeente, het ek verlede week gesê, en hy moet die evangelie uit albei perspektiewe vir mense verduidelik, vir die gelowiges in Rome, Jood en heiden, hy verduidelik die evangelie vir mense wat nooit die wet ontvang het nie, uit hulle perspektief, en hy verduidelik die evangelie vir die Jood, vir sy perspektief, wat wel die wet ontvang het, en ongelukkig het hulle begin om die wet verkeerd te interpreteer, die Jode, en hulle het juist van die wet 'n werkesysteem gemaak.
waar dit is soos 'n deel van God se heerlikheid. I share his glory. In other words, I do my part, then I get glory for what I'm doing. And of course, there's a part that God needs to do, want hy is God. Maar ek het dan my deel, wat ek ook voor 'n bietjie aangeprys wil word. Maar ons sien dat die evangelie is 'n gawe. Dit was Romeine 5 vers 17, dieselfde boek net verder aan sê, diegene wat die oorvloed van genade en die gawe van geregtigheid ontvang, sal heers in die lewe deur die een Jesus Christus. So ons sien dat die evangelie is 'n gawe. Dis iets wat God gee vir mense wat weet dat hulle nie ooit hulle eie geregtigheid, nooit 'n voldoende geregtigheid voor God kan hê nie. Nooit ooit nie. En dis hoekom hy in Romeine 3, die gedeelte, net voor hierdie gedeelte, Romeine 3 vers 9 tot 20, gee hy vir ons 'n profiel van hoe lyk die mens wat uit sy eie geregtigheid probeer leef. Hoe lyk daai mens? Mens kan amper dit sê, mens kan amper hierdie stelling maak. Daar is, in hierdie wêreld is daar ongeregtigheid, en daar is eie geregtigheid. En eintlik die mense probleem met die ongeregtigheid wat daar is in hierdie wêreld, is as gevolg van eie geregtigheid. Want is nie net die Jood wat 'n probleem het met eie geregtigheid nie. Is dit waar? Waarop roem mense? Weet jy hoe vind jy uit of daar eie geregtigheid is? Self-righteousness. As jy kyk na waarin mense roem. Want dit gaan alles oor identiteit hier. Dit gaan alles oor God wat verheerlik moet word. Jy sien so die ongeregtigheid, dit wat hy wys in Romeine 3 vers 9 tot 20, daai gedeelte, is eintlik 'n profiel van dit wat hy in die vorige hoofstuk sê, waar hy praat van mense wat hulle eie, wat voel hulle is beter as ander mense. En dan gebruik hy nou onder andere die godsdienstige mens, die Jood, as 'n voorbeeld. Maar verseker, elke liewe mens op hierdie aarde, klein kindertjies, begin al hulle bou hulle eie geregtigheid op. What is your claim to fame? Hulle weet ons in baie Christen kampe, dan sê hulle, okay, kom ons begin hier van 'n kant af en vertel jy vir ons, wat doen jy? What is your claim to fame? Ek het al gehoor 'n ou sê dit. Jy weet, hoekom dink jy jy's nou spesiaal? Wat doen jy? En elke ou vertel nou en dan gee hy vir jou ons so kortliks jou CV, jy weet, waar kom jy vandaan, wat doen jy ensovoorts, wie is jou pa en ma, waar is jy gebore, watter kant van die treinspoor? Okay, daar. Goed, okay. Jy weet? En hierdie ding is ingebou in mense. Dis ingebou. En die evangelie is bedoel om jou te stroop van alles in jou eie identiteit wat jy 'n regmerkie by sit. En 'n baie goeie parallel gedeelte eintlik vir die hele boek Romeine is Filippense 3, waar Paulus sy CV gee, nê. Hy gee sy pedigree, dan sê hy dit is wat ek was in die natuurlike. En in daai selfde gedeelte, hy sê ek was 'n Hebreër uit die stam van Benjamin, dan praat hy van die geregtigheid wat in die wet is, hy sê was onbesproke geweest ensovoorts. Hy noem al goed op, en dan sê maar dit wat vir my wins was, het ek skade geag om Christus wil. Dit wat vir my wins was, het ek skade geag om Christus wil. En sien die waarheid is, en dit wat ons verlede week ook gesê het, is dat ons generasie verstaan so min die inhoud van die evangelie, want ons hoor klein stukkies boodskapies, en ons het 'n stelsel waar ons in sekere afdelings van die kerk oor die wêreld, waar ons 'n appel op mense maak om vorentoe te kom, of om hulle hand op te steek, of om iets te doen, of om 'n gebed te bid, sonder dat ons seker maak dat mense die evangelie verstaan. Sien, as daar nie 'n aanstoot is vir jou, die evangelie het ingebou 'n aanstoot. Die evangelie gee aanstoot vir jou eie geregtigheid. Dit gee aanstoot. Dis hoekom die fariseërs kom na Jesus toe. Jy weet, en hulle vra, hoekom, nou Jesus se disippels, hulle sê, hoekom eet hy saam met daai mense wat aan die verkeerde kant van die treinspoor gebore is? Dis in die effek. Nee, daai mense, daai sondaars, daai mense, hoekom eet hy saam met hulle? Hoekom eet hy nie saam met hierdie regverdige mense nie? En wat antwoord Jesus hulle? En dis verskriklike belangrike kruisverwysing vir hierdie gedeelte. Dit is nie gesonde mense wat 'n geneesheer nodig het nie. Dit is siek mense. Net siek mense gaan na 'n dokter toe, reg? As jy heeltemal gesond is, wat maak jy by 'n dokter? Hoekom wil jy gaan? Siek mense het 'n dokter nodig. Maar wat Jesus eintlik sê, is almal is siek. En dit was hulle probleem. Hulle het gedink hulle is nie siek nie. Hulle het gedink hulle is gesond. So Paulus lê dit uiteen in hierdie gedeelte in Romeine 3 vers 9 tot 20. Wys hy die mens. Daar's geen vrees van God voor hulle oë nie. Die weg van vrede ken hulle nie. The poison of asp is under their lips. Dit is die mens, hoe hy lyk in die natuurlike. En dit gee vir die mens, dit gee vir jou, wanneer jy weet jy is siek, wanneer jy weet dat jy die Here nodig het, dan is dit vir jou lieflike nuus.
Jy sien. Maar wanneer jy dink jy's okay, my vriend, dan is dit 'n nuus wat vir jou aanstoot gee. Hoekom dink jy waarvan moet ek verlos word? Jy verstaan. En dan gaan ons vanoggend spesifiek kyk na hoe het God hierdie geregtigheid bewerkstellig in hierdie verse wat nog oor is in hierdie gedeelte. Hoe het hy dit gedoen? Wat het hy gedoen? En ek sê weer, soos ek verlede week gesê, die Puriteine, die hervormers, vorige tye in die groot ontwaking, mense het geparkeer by boeke soos Romeine en Hebreërs en Galasiërs, die groot verlossingsboeke in die Bybel, Efesiërs. Mense het stil gestaan daarby, mense het dag en nag gesit en werk daarmee, dit was vir hulle lieflik, dit was vir hulle waaroor alles gegaan het. Jy weet, vandag sê mense reg oor ons planeetjie, ons is gered en ons ken die Here, en as jy begin praat het Romeine en Hebreërs en Galasiërs, dan kyk hulle vir jou aan so, dude, nou nie so in detail ingaan nie, wat is al die detail? Amen, Eina? Hoor julle? Nou dan sê ek, daar is iets fout. Daar is iets fout. As ons nie wil hoor wat die inhoud is van ons verlossing, as ons nie wil verstaan nie, as ons nie wil dieper inkyk in dit, as ons nie meer toegerus wil wees om die evangelie vir ongelowige mense te gee nie, dan is daar iets fout, my vriend. Jy weet, jy kan ook vir my sê, Albert, nee man, nou daar is een fout in die evangelie, ek het nie nodig om al daai goed te weet nie. Ok, nee, goed, dan waar is jou Bybel? Gaan gou daar na Romeine, skeer hom, jy kan sommer Romeine uithaal eers, skeer hom uit, en dan gaan jy Galasiërs toe, skeer hom uit, Hebreërs, skeer hom uit. Nou eintlik kan jy maar amper die hele Bybel maar een kant sit. Die Here het dit vir ons gegee omdat hy wil hê ons moet weet, ons moet die evangelie ken. Ons moet experts wees, soos die Puriteine het hulle siele dokters genoem. Hulle was experts gewees met mense se siele om te verstaan hoe werk mense se koppe rondom hoe dink die mens vanuit die sondeval? Hoe dink die mens vanuit sy eie geregtigheid teenoor God se geregtigheid? So hierby in vers 25 sê Paulus, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Ek het laas gesê die woord versoening is die Griekse woord hilasterion, wat die ook ekwivalent is van die Hebreëse woord vir versoendeksel, die mercy seat, nee, die tempel in die allerheiligste was daar 'n versoendeksel met die ark van die verbond, waar die tafels van die verbond was, wat God se heiligheid verteenwoordig het, en die hoëpriester het eenmaal 'n jaar het hy ingegaan op die dag van versoening, Yom Kippur, was daar hierdie een dag, die dag van versoening, en dan het hy ingegaan en hy die bloed besprinkel op die versoendeksel, om te wys dat die mens kan nie in God se teenwoordigheid kom sonder bloed nie. En nou sê hy, dis hoekom hy sê, hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof. Nou wie van julle het al gehoor vandag, dat mense sê, maar hoorie, dit is wonderlik, die boodskap van verlossing, en die boodskap van vergifnis, en al hierdie dinge, maar die hele storie, dat God sy eie seun gestraf het, dit is ons nou soos jy weet, child abuse. Het jy al dit gehoor vandag? Jy het gehoor, dit doen nie rond is. Ek het gehoor met die hele soekersensitiewe beweging, weet julle van die soekersensitiewe ding wat so 15 jaar terug ingekom het, waar hulle gesê, die seekersensitive dienste wat ons moet hou, wat net gaan oor die ongelowiges, jy weet, waar ons ingestel is op die ongelowiges wat in ons dienste sit. Ek kan nou name noem, groot name, nee. Nou, in daai hele beweging het hierdie ding ingekom, dat hulle sê, ons moet ophou om so baie te praat van die bloed, en van die kruis, en die, jy weet, ons moet ander terminologie gebruik, ons moet nie praat van bloed, want dit is 'n bietjie gory vir die moderne mens, jy weet, dit is te veel gory en te min glory, so kom ons gebruik 'n bietjie ander terminologie, want ons wil nie praat van dit nie, maar hier sê Paulus, hom het God voorgestel as 'n versoening deur sy bloed, want sonder bloed, sonder die vloei van bloed, is daar geen vergifnis van sondes nie, sê die woord in Hebreërs. Sien, so ons generasie, en dit sê vir my, toe ek dit hoor, toe besef ek net weer eens, dat ons generasie verstaan so min van die evangelie, en van die inhoud van die evangelie, dat ons regtig dink, dat ons die kern van ons hele evangelie, wat die lam van God is, wat geslag is vir die sondes van die wêreld, dat mense dink, hulle kan nog steeds 'n evangelie gee vir mense, sonder die inhoud van die kruis, sonder die verstaan van die kruis. Is dit nie verstommend nie? Is dit nie skokkend nie? Dit is skokkend, maar dit is 'n kommentaar op ons tyd. Dit wys vir jou, ons verstaan nie waaroor die evangelie gaan nie. Ons verstaan nie wat by daai kruis gebeur het nie. Wat het werklik gebeur by daai kruis? En dit gaan ons nou veral sien in vers 26, maar ek wil net gou hier klaar maak vers 25. Hy sê, hoekom het hy vir hom voorgestel, God, as in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys.
God se geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Nou wil ek gou vir jou vra, wat beteken daai laaste deel van vers 25? Beteken dit, dat God in die geskiedenis sekere sondes, dat hy dit nie gestraf het nie? So kan ek net, kom ek lees weer vir julle. Deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Wat beteken dit? Beteken dit dat God gesê het, luister, okay, ek gaan nou sekere sondes, julle ouens, soos ek laas gesê het, niemand kom uit by daai 2.8 meter wat julle moet spring nie, so ek gaan maar net aan die kant toe kyk en maak asof ek dit nie raak sien nie. Kan God aan die kant toe kyk en maak of hy dit nie raak sien nie? Nee, hy kan nie. En ons moet dit verstaan, hierdie stelling moet ons verstaan in die lig van, byvoorbeeld skrifte soos Galasiërs 4 vers 4 wat sê, in die volheid van die tyd het God sy seun gestuur. Met ander woorde, hy praat hier oor die mens se onkunde oor verlossing. God het nie, want in hierdie selfde gedeelte sê hy dat almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hy sê in dieselfde gedeelte dat God het geen witbroodjies nie, dat God elke mens dieselfde hanteer en dat God heilig is en dat hy geen sonde ooit, een enkele sonde ooit kan oorsien nie. Geen sonde kan in God se teenwoordigheid kom nie. So wat probeer hy dan eintlik sê? Hy praat in terme van God se profetiese kalender en hy sê, daai God het nie dit gestraf soos hy dit kon straf nie. Met ander woorde, God het nie die hele mensdom uitgewis nie. Dis wat hy eintlik maar sê. Wanneer hy sê hy het ongestraf gebly, wat hy probeer sê, God het sy wraak teruggehou. Wat sê vers 18 van Romeine 1? Hier is ons nog 'n woord, behalwe bloed, die kruis en hierdie woorde, is daar nog 'n woord wat nie baie populêr is in ons tyd nie, né? Is die woord wraak of toorn. Nee, moenie praat van God se wraak of God se toorn nie, praat net van God se liefde. Ek wil vir jou sê, ek kan nie God se liefde verstaan, en daai maak ek, soos iemand gesê het, 'n kategoriese stelling. Ek maak 'n vaste stelling oor dit. Ek sê vir jou, jy kan nie God se liefde verstaan as jy nie God se wraak verstaan nie. Want dan kan jy nie die evangelie verstaan nie. As jy nie God se heiligheid verstaan en verstaan wie God is nie, dan sal jy nooit, dan is jou idee van God se liefde, my vriend, is sentimenteel. Dis net 'n emosionele lekker gevoel wanneer jy 'n liedjie aansit wat jou lekker laat voel. Dis 'n gevoelietjie. Dit is nie, en daar's niks fout met gevoel nie, hoor. Jy gaan baie dieper voel as jy verstaan, my vriend. Baie dieper voel. Dis nie net 'n oppervlakkige gevoel nie, wanneer jy regtig verstaan die wraak van God. Want die Bybel sê, Paulus, wanneer hy begin, is vir my so amazing, dat wanneer hy in Romeine 1 vers 17 gesê, die evangeliese krag van God, omdat die geregtigheid van God daarin geopenbaar word. En dit is hierdie wonderlike goeie nuus, die woord euangelion, die Griekse woord beteken goeie nuus, a well done message. Met ander woorde, 'n boodskap van iets wat perfek volmaak gedoen is, wat jy bring vir iemand, wat vir hulle goeie nuus bring. En dan begin hy, dan sê hy, want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor alle goddeloosheid en ongeregtigheid van mense, wat die waarheid van God in ongeregtigheid onderdruk. En dan dink jy, maar Paulus, jy het nou net gesê, hier is die goeie nuus, en nou trek jy weg met vers 18, the wrath of God is revealed from heaven. What? Waar is jy nou, Paulus? Jy sê nou net, dis goeie nuus, en nou praat jy van the wrath of God. Hoekom dink julle doen hy dit? Want eintlik begin hy eers die goeie nuus hier in vers 21, met die gedeelte wat ons nou besig is mee. Eintlik begin hy eers daar praat van die goeie nuus, maar wat is daai dan? Daai is eenvoudig dit. Gesonde mense het nie evangelie nodig nie. Mense wat dink hulle is gesond, het dit nie nodig nie. So hy wys eers vir jou hoe siek jy is. En nie net hoe siek jy is nie. Nie net om daai analogie te gebruik nie. Hy verduidelik vir jou hoe lyk God se wraak teen sonde. Hy wys vir jou wat dink God van sonde. Wie is God? Kan jy die stelling maak, is God wrathful? Het God wraak? Of is ons God, die Nuwe Testament God, aanhalingstekens? Daar's nie wraak by hom nie. Net die Ou Testament God, daar was baie wraak. Maar Nuwe Testament, daar's nie wraak nie. Is dit waar? Glad nie waar nie. Glad nie waar nie. Verskil is dit. Onder die verdraagsaamheid van God het ons nou net van gelees. God het nie die hele wêreld net uitgewis. Sommer nie. Wel, in Genesis 6 het hy amper, nê? Nee. Reg? Hy het een man, Noag, gevind. Ja, en die ark. En hy het gesê, deur daai ark word jy gered, anders dan gaan jy deur my wraak omkom. Is daar vandag nog 'n ark? Christus, het die evangelie te doen met dit? Moet ons dit so verkondig soos Noag dit verkondig het in 'n sekere sin? Moet ons? Gebruik ons dit in ons aanbieding van die evangelie ooit? Sê ons vir mense, luister, hierdie aarde gaan vergaan.
sê Petrus. Deur vuur vergaan, hierdie aarde, die huidige hemel en aarde, gaan deur God, hierdie aarde, die natuurlike aarde is onder 'n vloek, is dit waar? Dis mense wat sê, nee, dis nie waar nie, dis glad nie, dit is nie so nie. Die Bybel sê in Romeine 8, die hele skepping, net verder in dieselfde boek sê, die hele skepping is aan nietigheid onderworpe. Die skepping is aan nietigheid onderworpe. Wat beteken dat hierdie aarde, hierdie natuurlike, die boodskap is, vlug van God se wraak wat kom. En nou is dit 'n ander soort wraak. Sien, dit is nie net dat God het nou God gaan sonde straf nie. Weet jy wat is die wraak nou? En dit is baie belangrik, julle moenie dink is nie dit wat ek nou sê, ek is op 'n side road hierso nie, hoor? Ek is by hierdie tema. Kom ek sê jou hoekom? God se wraak is nou anders as wat dit was in die Ou Testament. Weet jy hoekom? Want daar's meer lig. Ek sê nie God het verander nie. God het nog altyd dieselfde gevoel oor sonde, maar nou is dit verskillend. Nou is dit anders, want nou het God vir die hele wêreld sy seun gegee, my vriend. En die Bybel sê in Hebreërs 10, as jy die gees van genade smaat, en die bloed van die seun van God onder jou voete vertrap, nee, en God die gestrafheid wat uit van die aarde afgespreek het, met ander woorde die aardse getuienis, maar nou is daar getuienis uit die hemel uit, die bloed van die seun van God, wat uit die hemel uit getuig, om te sê, die prys is vir die mensdom betaal, die prys, om te ontvlug die wraak van God, soos ek verlede keer gesê het, wanneer ons voor God staan, my vriend, elke liewe mens sal voor God staan, elke mens wat die lewensasem ingeneem het op hierdie aarde, sal voor God staan, en die Bybel sê, ons God is 'n verterende vuur. Wat kan my beskerm van die verterende vuur van God se wraak? My vriend, hoekom moet ek seker maak dat ek die evangelie verstaan? En dit is nie so complicated nie, en by the way, dit gaan nie oor complicated of uncomplicated nie, hoor, dit gaan nie oor intellek, hierdie een het 'n goeie intellek, daai, dit gaan nie daaroor nie, die Bybel sê die Heilige Gees, die natuurlike mens, neem die dinge van God nie aan nie, hy kan die mees briljante man op aarde wees, hy kan nie die evangelie verstaan, as hy nie soos 'n kindjie kom nie, maar daar is nog steeds 'n inhoud in die evangelie, daar's 'n inhoud, daar's 'n verstaan, dat dit gaan hier oor God se wraak, wat ek moet ontvlug, en is iets wat jy vir jou kinders al kan verduidelik, moenie dink jy kan nie al vir jou kinders dit verduidelik nie, my vriend. En nou wil ek sommer vir jou vra, het jy al met jou die kinders, ons praat met ons kinders oor die liefde van God, het jy ooit met jou kinders gepraat oor die wraak van God? Ek vra jou, my vriend, het jy met jou kinders al daaroor gepraat? Want dit sê wat in jou hart aangaan. Natuurlik moet jy dit reg verduidelik, nee, anders gaan jou kind nie verstaan wat hier aangaan nie. En dit is juist die storie van verlossing, om te verduidelik hoe God die mens gemaak het. As jy, ek kan nou nie in detail ingaan nie, maar as jy met my verskil op daai punt, jy welkom met my te praat daaroor, hoor. Maar jou kind het van die begin af nodig om te verstaan, wie is God? Wie is God? God is heilig. Sê gou vir my, is daar enige plek in die Bybel wat sê, God is liefde, liefde, liefde? 3 keer, is daar so 'n plek? Kan enige iemand dink? Sê die Bybel, God is liefde? Sê dit, nee, 1 Johannes, is dit 'n wonderlike vers? Ja, is dit God se karakter, is dit wie God is? Ja. Is dit vir God lekker om wraak te hê, en om mense uit te, is dit lekker vir hom? Nee, God het lief, ek het nou die dag gedink van die Eik Carson gehoor, baie fantastiese stelling, hy sê, God loves because it's his nature. God is full of wrath because it is his reaction to man's rejection of him. So dit is nie dat dit sy natuur is nie, maar God is heilig, my vriend. Dit is hoekom God wraak het teen alles wat onheilig is, alles wat boos is, alles wat sleg is, alles wat vol geweld is, alles wat wil uitwis. Dit is hoekom God wraak het. Die Bybel sê God is heilig, heilig, heilig. Wat het Jesaja toe ek het die Here sien sit hoog en verhewe met serafs? Jesaja 6. Jesaja as profeet geroep. Wat sê dit? Wat sê hy? Hulle het uitgeroep. Wat het hulle uitgeroep? En wat gaan hulle eendag uitroep? In die ewigheid, in die engele, wat sê hulle? Heilig, heilig, heilig is die Here God almagtig. Heilig is God, heilig. Met ander woorde, ek moet my eie gedagtes oor God opgee. Ek moet dink vanuit God se eie openbaring. Hy sê hy is heilig. En vanuit sy heiligheid verstaan ek sy wraak. En vanuit die wraak verstaan ek die kruis.
En wanneer ek die kruis verstaan, en dat hy sy eie seun gestraf het, dit het die Vader, dit het God behaag, om sy seun te verbrysel. Jesaja 53, hy het hom verbrysel. Hoekom? Want dit is God se wraak teen sonde, teen ongeregtigheid. En dan verstaan ek eers, nee, wat is liefde werklik? Want ons gebruik van die term onvoorwaardelike liefde in ons tyd. Ons gebruik van daai term, wil ek nou vir julle sê, daar sit 'n verkeerde idee agter daai gebruik van daai term. Ek sê vir jou, dit is dodelik gevaarlik. Dit is dodelik gevaarlik om te praat van onvoorwaardelike liefde as jy nie in dieselfde asem kan praat van die kruis nie. Jy kan die term gebruik, die frase onvoorwaardelike liefde, as jy daarvan praat binne die konteks van die kruis. Maar as jy nie praat in die konteks van die kruis nie, weet jy wat dink mense van dit? Mense dink, dit beteken, God sê dis nou maar alright. Ek het die hoogspring laat sak, 50 cm, sodat enige ou, hy kan 90 wees, jy kan maar net val oor daai ding, broer. Dan sê ek oor die lat. Nou kan enige iemand dit maak, jy weet, ek is nie meer so heilig nie. Dis wat ek sê nou vir jou, dis wat mense hoor. Mense hoor, die God van die Nuwe Testament is nie meer so heilig nie. Ek sê vir jou, dit is wat ons generasie hoor. En dis nou alles oké. En wat dan? Dan verstaan ons mos nie die kruis nie. Ons verstaan nie wat regtig gebeur het in daai kruisie. Dit bring ons by vers 26. Hy sê, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd. Wat is die teenwoordige tyd? Vandag. Teenwoordige tyd is Galasiërs 4, vers 4. In die volheid van die tyd het God sy seun gestuur. Daar is nie meer 'n verskoning nie. God commands all men everywhere to repent. Act 17. Handelinge 17. God beveel elke mens op aarde om hulle gedagtes te verander. Om nou wakker te word en te sien, dit is nou die tyd wat God het openbaar. Waaroor is die mense op hierdie aarde? Waaroor gaan dit en hoe word mense gered? So niemand het meer 'n verskoning nie. Hoekom is God se wraak anders dan in die Nuwe Testament? Want sy seun is geopenbaar. En nou het mense nie meer verskoning nie. Daar's nie 'n verskoning nie. So ons boodskap is nie om na mense toe te gaan net en te begin, soos ek laas keer gesê het, vir hulle sê Jesus is the answer nie. They don't know what the question is. They don't. Jy kan nie vir ons sê Jesus is the answer. Answer to what, broer? Daai ou weet nie eers hy het verlossing nodig. Jy daai lieflike, daai jappie daarso in die Kaap. Blink Stefans. Nou julle daai fliek Blink Stefans. Vir Blink Stefans, dink jy gaan vir Blink Stefans kom met Jesus is die answer? Jesus is die antwoord. Lyk jy vir my of jy die antwoord, wat 'n kar is daai? Wat jy ry? Kyk vir my antwoord. Weet jy of jou antwoord so lekker werkie? Nee, maar dis nou 'n ander storie, daai is die prosperity gospel, maar die punt is, en die prosperity gospel, by the way, interessant genoeg, het niks eintlik om te sê vir Blink Stefans, nee. Want dit lyk of Blink Stefans klaar daai evangelie het, reg? Goeie punt, wat dink julle? So, evangelie is nie vir Blink Stefans nie. Nee, hier is die punt. Jy kan nie so gaan na hom nie, want hy weet nie wat die vraag is nie. Hy weet nie wat aangaan nie. Hy weet nie waar hy staan nie. Hy weet nie wie God is nie. God het sy geregtigheid getoon in teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Daai paar woorde, my vriend. Luister hier, that God may be just, God revealed his righteousness in the present time, so that he may be just, and the justifier of the one who believes. Onthou julle, ons het gepraat so 'n jaar of wat terug oor die goddelike dilemma. Wat is die goddelike dilemma? Het God sy skepping lief? Het hy? God het die mens geskaap in sy beeld en gelykenis, reg? Wil God mense red? Ok, nou hier gaan ek vir jou stelling voorsit. Kom, dink asof jy in 'n hof is. Ek gaan nou die advokaat wees en vir jou sê, God wil jou lief hê. Jy is sondig. God is regverdig. Kan God jou in sy liefde vir jou gee, terwyl jy in jou sondige toestand is? Kan hy die onregverdige, jy is die onregverdige, kan God as 'n regter sê, luister wat, weet jy wat? Jy is onregverdig, maar omdat ek so lief is, nee, gaan ek jou kwytskeld. Kan hy dit doen? Kan God dit doen? Ek vra nie of hy dit sal doen nie, ek vra vir jou, of is dit vir God enig moontlik om dit te doen? Weet jy wat, dis onmoontlik.
Want weet jy wat sê die Bybel in die Ou Testament? God sal nooit die onregverdige regverdig verklaar nie. Weet jy dit? God will never, hy sal nie dit oorsien nie. Luister my, God is nie 'n mens nie. Dit gaan nie oor gevoelens en hierdie ding en daai ding. God kan dit nie doen nie, want hy's 100% heilig. So dis die goddelike dilemma. God het sy skepping lief. God is liefde. Maar weet jy wat? God is ook heilig en regverdig. Nou, hoe kan hy dan vir ons help? En as jy nie daai vraag verstaan nie, dan verstaan jy nie die evangelie nie, regtig nie. Want dan, die enigste manier wat jy dan hierdie dilemma kan oplos, is deur die kruis. Want wat doen God? God red ons. God stuur homself om ons te red van homself. God red jou van God. Klink dit vir jou vreemd? Maar dis die waarheid. Waarvan word ons gered vandag? Jy weet, baie mense het so allerlei idees oor redding. Jy weet, as jy 'n lys moet gee vir 100 ouens, wat is redding? Elke ou het 'n ander idee wat redding is. Kom ek sê vir jou wat sê die Bybel is redding. Die Bybel sê redding is eerstens jy moet gered word van God. Van God se wraak. Dis die ding waarvan jy gered moet word. Van God self. En God gee die antwoord. God stuur sy seun. God was in Christ reconciling the world to himself. God, the Father, was in the Son reconciling the world to himself. God het ons van God gered. En so word die goddelike dilemma opgelos. En nou kan God sê, nou spreek ek alle mense vry, deur wat? Deur geloof. As jy glo aan die enigste offer vir die mens, en die apostels spreek in Handelinge, en hulle sê, daar is geen ander naam gegee onder die son, waardeur mense gered kan word nie. Wat is die verskil tussen Christendom en enige ander geloof? Hulle het nie 'n antwoord vir die sonde nie, my vriend. Dis hoekom wanneer ek met moslems praat, wanneer ek met mense van enige ander geloof praat, I make a beeline for the cross. Ek hardloop vir daai kruis en ek begin praat met hulle oor ons kondisie. Ek begin praat oor sonde. Met ander woorde, om eers vir die ou te wys, luister, is jy volmaak? Is jy volmaak te lewe? Nee, maar ek probeer my bes, ek doen dit, ek het daai en ek het al daai goed en ek sê, maar weet jy wat? Dis 'n probleem, net 'n probleem. God soek 100%. Jy kan dit nie kry nie. Ja, maar ek gaan nie, maar selfs al dink jy gaan, dit wat jy klaar gedoen het, dit is jy's klaar gediskwalifiseer, is klaar, is verby. Die eerste keer toe jy gejok het vir jou pappa en mamma, toe jy 2,5 was, eerste keer wat jy gejok het vir jou pappa en mamma, toe is dit klaar te laat, want jy het, verstaan jy, dis te laat al. Maar in elk geval meer is dit, jy sien net 'n sondaar omdat jy sondig nie. Jy sondig omdat jy 'n sondaar is. Wat Romeine 5:12 sê, die een mens die sonde in die wêreld gekom en sonde tot alle mense deurgedring. Kan jy help, boetie? As jy gebore word, dan het jy dit, jy kry dit, dis in die gene, is in die DNA, hy's daar. En moenie vir my sê, nee, dit is nie meer so nie, dat na die kruis, dit is nie so nie. Okay, ek gaan 'n bietjie kom wanneer jy jou kindjie leer, en jou kind moet opgevoed word, en dan wil ek hoor, hoe baie ek sê jy vir jou kind ja, en hoeveel keer sê jy nee. En dan gaan ek dit 'n bietjie by mekaar, kyk, en hoeveel sê ja's nie. Ja, pragtig my kind, ja. Of moet jy partymal sê, nee, moenie, Jannie. Nee, los daai, Jannie. Nee, maar papa het mos al gesê, vat jou speelgoedkamer toe. En die deception, nee, is in hy hart in, van hy kind, dit is daar, my vriend. Hoor jy? En dan die antwoord. The only answer, Jesus Christus. Hoekom? Want hy is die lam van God. En dis die evangelie, dis al wat Paulus hierso sê. Hy sê, God het die goddelike dilemma opgelos. En hy verduidelik maar net daai geregtigheid wat hy gepraat het, wat geopenbaar is. Teenoor menslike geregtigheid, maak dit sin vir julle? Eie geregtigheid, ongeregtigheid, God se geregtigheid. En dis wat hy doen hierso. The rest is commentary. Hier gaan hy. Nou kan ons self aangaan hierso. Hy sê, waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Nou praat hy maar net verder. Die rest van hierdie gedeelte praat hy oor die implikasies daarvan. Die rest van die boek praat hy van die implikasies daarvan. Nou verstaan jy die Bybel, nou verstaan jy die Nuwe Testament, nou verstaan jy waaroor alles gaan. Die kruis. Die middelpunt van die menslike geskiedenis, daar aan die kruis, die lam van God. God dra die sonde van die wêreld in daai kruis. Dit staan absoluut sentraal. Paulus kom by die Korintiërs met allerhande, hulle sê, as jy gaan lys daarso, daai Korintiër gemeente, net die volgende brief van ons Nuwe Testament, dan is daar iets soos 11 of 12 probleme wat hulle in die gemeente gehad het. Paulus, hoe spreek Paulus daai probleme aan? Waar begin hy? Hy sê, ek het my voorgenem om onder julle, om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisig dit nie. Want julle het vergeet van die kruis. Julle het vergeet van die kruis. En ander goed het vir julle belangriker geword.
En dit is hoekom julle nie verloste lewens lei nie, want julle het vergeet van die prys wat betaal is. Julle het vergeet wat gebeur het. Julle het vergeet wie julle nou is, omdat julle gesterf het saam met Christus en opgestaan het in 'n nuwe lewe. Julle het vergeet. Waar is die roem? Kan iemand dan roem? As jy dit verstaan, sê my, kan jy roem? Kan jy ooit weer dink, daar's ietsie wat ek kan byvoeg? Kan jy dit dink? Kan jy dink, jy gaan nou, kan roem eendag, oor iets wat jy gedoen het? As jy verstaan wat goed. Hoe kan jy? Daar is nie meer roem nie. Daar is nie. Jy sien, en dis hoekom, wanneer ons nagmaal gebruik, wat doen ons? Wat sê ons vir mekaar? Hier, wanneer ons hierdie nuwe verbond, wanneer ons drink van hierdie beker, en ons eet van hierdie brood, dan sê ons vir mekaar, luister, ons almal, my vriend, is in dieselfde bootjie. Ons is in dieselfde bootjie. Daar's nie een van ons wat kan met badges rondloop nie. Nie een van ons kan dink ons is beter as iemand anders nie. Ooit nie. Want wanneer ek na daai tafel toe kom, my vriend, daai tafel is 'n gelykmaker. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle in eerlikheid voor God. Maar hulle word deur geloof sonder verdienste geregverdig. Deur geloof in die een offer van God. En my vriend, dit is die mense van God. Hoekom is daar eenheid in die liggaam van Christus? Hoekom kan daar eenheid wees? Op grond van die soenoffer van Jesus Christus, op grond van dit, op grond van wat by die kruis gebeur het. Maar in ons tyd, wil ek vir julle sê, in ons tyd moet ons versigtig wees vir 'n ekumeniese beweging, wat 'n kruislose, daar's mense, gemeentes wat 'n kruislose evangelie het. En nou wil die duiwel alles net saam gooi, in een groot pot. Ons is mos almal happy Christians. Dis ons. Dis ons. Ek vra vir jou die vraag hoor. Ek vra vir jou uit my hart uit vanoggend vir God, vir die lewende God, vir die aangesig van God. En as jy 'n probleem het, dan moet jy met God praat, en ek is net die boodskapper vanoggend, en ek vra vir jou, vir die lewende God vanoggend, wat gaan aan met ons generasie, in terme van die kruis van Jesus Christus. Ek vra vir jou, my vriend. Kyk jy wat om jou aangaan, luister jy wat mense sê, hoor jy hoe mense praat, en ek vra vir jou, is die kruis van Jesus Christus sentraal? In Christendom, is dit sentraal? Is nie sentraal nie, my vriend. Dit is nie. So ek gee nie om saam met enige broer en suster te stap. Ek gee nie om in watse groep hy is, of watse gemeente hy in is, maar ek wil by hom hoor. Vertel my van die kruis van Jesus. Vertel my van geregtigheid. Vertel my. Laat ek hoor. Wat sê jy van dit? Nie omdat ek die oues wat almal nou wil ondervra nie. Halleluja. Nee. Maar elkeen van ons het daai verantwoordelikheid. Want ons fellowship is in die kruis, rondom die verstaan van die prys wat vir ons betaal is. Wat beteken dit? Dis waaroor dit gaan. Jy sien, anders wat ons doen is, ons is 'n ongelyke juk, mense wat ook Jesus se naam gebruik. Maar Paulus sê in 2 Korintiërs 11, daar's 'n ander evangelie, daar's 'n ander gees. Daar's 'n ander Jesus, 'n ander Jesus. Wat is misleiding in die kerk? Sê gou vir my, wat is misleiding? Is misleiding net mense wat allerhande verskriklike goed sê teen die evangelie, wat jy obviously kan optel, hoor hoe praat daai ou teen Jesus? Is dit misleiding? Hoekom sal dit misleiding wees? Dis nie misleiding nie. Dis nie, jy het nie onderskeiding nodig vir dit. Jy hoor sommer dadelik, dis vals. Maar wanneer die naam van Jesus gebruik word, die naam van Jesus word gebruik met 'n ander inhoud. Met 'n ander inhoud, en dis wat die duiwel doen. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word, vers 28, deur die geloof, sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode, en hier kom hy weer in, bring Paulus net weer die identiteit kwessie in, om te sê, behoort God net aan daai mense wat die wet ontvang het? In die lig van wat hy hier gesê het, kan enige iemand roem. Is daar enige groep wat kan roem, omdat hulle dit ontvang het? Wat was die fout wat Israel gemaak het? Sê gou vir my, wat was die fout? Dis 'n baie belangrike gedeelte hier in die begin van die evangelies. Baie belangrik. Toe die mense kom om gedoop te word, Johannes die Doper wat sê hy vir hulle? Hoekom dink jy sê hy dit vir hulle? Onder die inspirasie van God se gees, kyk hy na die mense wat aankom. En hy sê vir hulle, julle noem julle self kinders van Abraham. En julle dink daarom het julle regverdigheid. Maar God kan uit hierdie klippe kinders van Abraham opwek. Dis presies wat Paulus eintlik probeer sê hierso. Daar is geen roem nie. Niemand kan op grond van natuurlike identiteit na God toe gaan en sê, ek het 'n spesiale angle op God. Die Bybel sê wel, die evangelie is vir die Jood eerste.
Hoekom? Want hulle is die makolyfboom. Nee? En hulle is die mense wat daai hele geskiedenis gehad het. Maar daai geskiedenis was veronderstel om hulle wat te leer. Wat is die groot les? Niemand kan voor God regverdig wees sonder bloed nie. Het daar nie biljoene liters bloed gestort deur die eeue in die geskiedenis van Israel om vir hulle daai les te gee nie. Amen. Moes jy nie gedink het jou hele geskiedenis nie, hoeveel keer het moes jou familie al gevat het, diertjies na die priester toe, daar vir ons sondes. Hey, nou kom Jesus. Nou dink jy het op grond van iets anders, kan jy voor die heilige, ewige, genadige, geregverdige God verskyn. Hoe kan jy dit dink? Verstaan, dis die fout wat hulle gemaak het. Dis hoekom Paulus sê, die God behoort nie net aan Jode, hy behoort aan Jood en heiden. God het maar net die Jode gebruik, omdat hy deur hulle al die nasies van die aarde wou seën. En die evangelie wil openbaar deur hulle. Wat is die evangelie? Die bloed van Jesus. Wat sê Johannes die Doper? Aanskou die lam van, nie van mense nie, nie mense se eie lam nie. God het ook 'n lam. God sê dit is my lam. Die volmaakte, eenmalige, volledige, genoegsame offer van die lam van God. Geen roem vir enige iemand nie, want ons staan almal op dieselfde plek. Almal het gesondig en ontbreek in die heerlikheid van God. Almal word net op een manier, en dit is deur geloof geregverdig. Behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is. Dis nie 'n ander God nie, dis een God. Wat die besnedenis, dis die Jode, sal regverdig uit die geloof, en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot nie deur die geloof, nee, stellig nie, inteendeel, ons bevestig die wet. So, hier bring, heel laaste versie van hierdie gedeelte, daarmee maak ek klaar, sê Paulus, bring Paulus net die wet in, omdat die Jood nou die probleem gehad het, maar nou, wacht nou, ek verstaan nou nie, nou wat is nou van die wet? Hoekom is die wet dan nou gegee? Jy verstaan nou nie lekker nie, jy sê nou, daar is geen onderskeid nie, jy weet, maar ons het die wet ontvang. Nou sê jy, maak jy regtig saakie. Of jy die wet ontvang is nie ontvang nie, want almal moet op dieselfde manier gered word. Hoe kan ons op dieselfde manier gered word? Moet daar wel allerlei goed wat ons over hoeveel jare gedoen het in ons geskiedenis van ons nasie, sê jy nou beteken niks nie, Paulus. Ek is nou 'n vurige Jood, hoor, so nie 'n Afrikaner nie, my nou verstaan hierso. Waarvan praat jy nou? Nou sê jy dit beteken niks nie. Maar Paulus wys dan juis. Hy wys dan uit dat dit juis, wat was die sentrale punt van die wet en profete? Wat het ons hier reg in die begin gesê? Die heel eerste versie, nou word die geregtigheid van God openbaar sonder die wet, luister mooi, met ander woorde, dit gaan nie deur wetsonderhouding wat ek regverdig voor God kan wees nie, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Het die wet en profete getuig van die evangelie? Natuurlik, alles is 'n beeld van die evangelie, maar dit was nie skadu gewees. Elke liewe druppel bloed wat gevloei het, het vorentoe gewys na die lam van God. En elke liewe druppel bloed wat gevloei het, het net krag gehad, omdat daar wel 'n lam sou wees. Dit is terugwerkend, hoor julle. Hoe is mense geregverdig in die Ou Testament? Hoe het kan hulle voor God verskyn? Net op grond van die geloof in dit wat sou kom. Hoe word ons geregverdig? In die geloof in dit wat gekom het. Hoor julle, maar daar's geen roem nie. Nou, hoe word die wet bevestig dan, deur die evangelie? Want alles wat die wet gesê het oor hoe ons moet leef, en al die getuienis wat het gebring het, kry sy vervulling in Jesus Christus. Voor julle, nou word het bevestig, alles wat het probeer sê, en natuurlik, wat was die groot werk wat die wet wou doen? Wat het die wet gedoen? Kom ek maak dit baie eenvoudig vir jou, die wet is hierdie, die wet is hier's 'n 3 meter lat. Kom ons sit hom hier op, kan een van julle oor hom spring? Kom ons gaan sommer 'n hoogspring laat, volgende keer wat ek hier kry, lekker trasse, dan sit ons gou 'n 3 meter lat hier op, en ek gee nie op wat se ou, kan enige iemand al naby 3 meter spring oor in die wêreld? 3 meter. Sonja, vir ons, ons sit hom nog meer oor, ons sit hom, dink julle hulle gaan ooit 3,5 meter, sal enige iemand ooit 3,5 meter haal? Ek wil net die laaste punt maak, julle, 'n belangrike punt gou, die laaste punt maak, kan enige iemand 3,5 meter, dink julle enige iemand sal ooit 3,5 meter hoog kan spring? Praat nie van paalspring nie. Niemand nie, ok, dis die primêre doel gewees van die wet, luister mooi my vriend. Die primêre doel van die wet was dit. Die wet het die standaard gestel. Daar sê, wat is God se naam? Jy moet 3,5 meter spring. Kom, probeer. Nou deur die eeue het die Jode gespring. En party ouens het lekker baie hoog naby daai lat gespring en hulle het hulle self op die skouer geklop en gesê, "Hey Pelly, jy gesien ek is die naaste in daai 3,5." En wat sê die Here dan oor dit?
Wat sê God oor dit? Maar het jy gesien hoe hoog het ek gespring? Ek weet 3,5 niemand kan kry, maar het jy gesien naby het ek gekom? Is God beïndruk met dit? Niks beïndruk nie. Hy sê, sorry, 3,5. Ja. Daar is hy my vriend. Wil jy die wet verstaan? Dis dit. Spring 3,5, kom. Ja, maar ek kan nou die wet, ons moet die wet. Ok, kom, 3,5, spring boet. Ek kyk, ons wag vir jou, hier sit ons stoeltjies reg, popcorn, coke. Hy gaan 3,5 spring vandag. Doel van die wet, my vriend. So hoe word die wet dan bevestig? Deur geregtigheid, deur die geloof, om te wys dat die wet het sy werk gedoen, die mens kon dit nie kry nie. Hy kon nooit, maar nou het God sy seun gestuur. Amen. Die evangelie is kosbaar, julle. En hierdie wat ons verlede Sondag nou gedoen het, dit is maar net, ons is besig met die oppervlak. Hier is dieptes in hierdie lieflike woord van God. En ek wil die appel op jou hart maak, my vriend. Ek wil die appel op jou hart maak. Ek vra vir jou, om nie net, ek het nou boodskapie gehoor en gaan aan met jou lewe, ek vra vir jou, om voor die Here te gaan, en vir die Here te vra, Here, is ek ernstig genoeg oor hierdie evangelie? Het ek myself tevrede gemaak daarmee, dat ek 'n bietjie van 'n basiese kennis het, en ek is okay? Of is dit vir my so kosbaar, dat ek kan nooit genoeg hoor daarvan nie? Kan jy genoeg hoor van Jesus Christus om ons gekruisigde? Kan jy? Raak het veel boring, sê nie gou vir my. Weet julle dat, wat gaan gebeur in die hemel en ewigheid? Wie sit aan die regterkant van die troon? Ek het 'n lam gesien. Wat sê Johannes? Ek het 'n lam gesien. Is daar 'n lam op die troon? Daar's 'n lam op die troon. Raak het veel boring, die kruis. My vriend, dan het jy 'n probleem. Want jy gaan 'n probleem hê in die hemel. Jy gaan 'n probleem hê. Kan nooit nie, want wanneer die bloed van Jesus vir jou, wanneer jy sien waaroor dit gaan, en hoe kosbaar dit is, en wat God gedoen het om jou te versoen, my vriend, dan is dit die lieflikste ding op hierdie aarde.